Die laaste diens ook dan van 2025. Dis 'n jaar wat nou verby is. Kan ons dit glo? 'n Jaar wat nou regtig op sy kop is. As jy die woord van die Here saamgebring het, wil ek jy nooi om dit oop te maak daar by Psalm 121. Daar's net 8 verse. Ons gaan al 8 verse gaan ons saam lees. Psalm 121. Kosbare Psalm ook. Terwyl ek besig was met die Psalm, toe begin daar dinge in my gedagtes kom. Toe dink ek het al hierdie Psalm al gepreek, maar hierdie boodskap wat ek vir julle sê, is 'n vars ene, soos dat ek dit ook dan nou hierdie week ook dan deurgewerk het. En terwyl die woord van die Here oop is hier voor ons, Psalm 121, kom ons sit net so in ons buig ons hoofde. Here Jesus, baie dankie ook vir die kosbare woord wat ons nou voor ons het. Dankie dat ons ook dan U naam kan aanroep in hierdie aand, vir hierdie diens ook, vir die woord wat U vir ons dan ook nagelaat het, en dat ons ook hieruit kan bemoedig word, voor ons 'n nuwe jaar weer ingaan. Ons tema op pad in 2026, en hoe kosbaar is dit net, dat U ook hierdie gedeelte in die woord, hierdie Psalm, hierdie lied of gebed, dan ook so op my hart kom lê, ook vir ons vir vanaand. Ek wil U kom loof en prys ook daarvoor, Here. Seën ook vir elkeen wat hier is, wat kom het, en wanneer ons hier dan ook klaar is, weer veilig by hulle huise en hulle plase sal uitbring. Here, dat U ook dan in hierdie aand so met elkeen is, 'n familie en gesinne sal wees. Dankie dat ons vir hulle kan bid wat siek is, wat krank is in die liggaam, Here. U verstaan baie beter as ons wat verstaan, want ons verstaan nie altyd al hierdie dinge wat in ons pad kom nie, maar U verstaan dit, en daarom kan ons ook vanaand maar net na U toe kom, Here, wat alles in die holte van die hand hou, en weet waarom dinge gebeur, en ons kan U kom vertrou vanaand, ook vir beterskap, vir genesing, maar ook, Here, vir uitkomste. U ken elkeen se behoeftes, elkeen se nood. U ken ons as gemeente, en U weet ook, Here, wat is die behoeftes van ons gemeente. U het nog altyd voorsien, en soos ons ook daar in ons storie nou gebid het, Here, U weet wat ons nodig het, en U het ons nog in 81 jaar nog nooit alleen gelos nie. En daarom kan ons ook hierdie nuwe jaar ingaan, met daardie hoop en vertroue op die Here Jesus Christus. Seën dan nou ook die woord aan ons harte, Here. Seën ook dan nou die prediking van hierdie gedeelte, sodat ons ook dan hierdie jaar kan ingaan met daardie verwagting wat U dan ook vir ons wil kom skep. Ons loof U wonderlike naam. Amen. Die skriflesing is dan uit Psalm 121, en ons gaan daardie 8 verse gaan ek nou saam met U ook lees. Gee ag ook op hierdie gebed, dan wat daar vir ons neergeskryf is, Psalm 121 vanaf verse 1. 'n bedevaartslied. Dit beteken nogal iets hierdie, 'n bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Net tot so ver dan die lees uit die kosbare woord van die Here. Die tema vir vanaand se boodskap is dan op pad in 2026. Voor die internet daar was en die pin locations, het ons padkaarte gebruik. Vandag is dit maklik, jy kry 'n pin location, hy sit hom in jou GPS, en hy kan jou vat tot waar jy moet wees.
Maar voor al hierdie dinge, daar was die tegnologie, het ons maar op 'n padkaart gewerk. Die padkaart het jy oopgemaak en jy het vooraf beplan die roete wat jy gaan ry, van waar jy is en watter dorpe jy aangaan. En so het ons planne dan nou gemaak op die pad. En dan het jy ook dan nou jou stoppe en so aan dan ook bepaal. Nou om 2026 se reis te begin, moet ons die regte padkaart hê of die korrekte instellings op ons geestelike GPS. Wanneer ons 'n bietjie gaan kyk na die jaar wat nou verby is, 2025, sal ons almal dalk in ons eie lewens dan sien daar was hoogtepunte en laagtepunte. Daar was sekere uitdagings gewees. So was dit ook vir ons as gemeente. Was daar ook hoogtepunte en daar was laagtepunte. Daar was uitdagings gewees en daar was ook oplossings gewees. Vir ons as gemeente was dit eintlik 'n baie geseënde jaar gewees in die opsig dat ons dan die vermoë gehad het om ons kerkgebou binnekant te kan opknap en al hierdie werk te kon gedoen het wat hier gedoen is. Ons kon die pastorie se dak en die buitemure kon ons reggemaak het, ons sonnaskoolklaskamer se dakke en die deure en die vensterrame. Here het ons geseën verder ook geestelik deur sy woord, dat ons elke Sondag die woord kon gehoor het, by Bybelstudies die woord kon ondersoek het, en ons kon geestelik dan ook toegerus geword het deur die woord, en ook geestelik kon ons gegroei het deur die woord en die prediking van die woord. Ons het verskeie geleenthede gehad om die evangelie vanuit die gemeente af na buitekant toe te neem. En my so dink aan ons vakansie Bybelskool wat deur die sonnaskool aangebied was in die Julie vakansie, waar daar kindertjies van die dorp omgekom het en die evangelie gehoor het. Die jeug het 'n uitreik gehad hier na die kinderhuis toe, wat 'n baie geseënde aand was. Hierdie jaar het die voortrekkers ook ons jeugbyeenkomste begin bywoon, en daar was party Vrydaagaande tot 45 kindertjies gewees. Die Here het vir ons as gemeente, en vir my besonder ook dan die voorreg gegee, om dan ook by die ouete huis betrokke te word, om daar ook dan kan bedien. En Gert het ons ook bystaan daar bly en deel is van die kerkraad en besoeke daar gaan doen, en ons kan dienste daar gaan hou en die woord van die Here soontoe geneem het. Daar was geleenthede met baie begrafnisse in hierdie jaar van mense wat nie in 'n kerk behoort nie, of selfs in ander kerke behoort, maar omdat daar nie leraars is nie, kon ek geleentheid gekry het om by begrafnisse ook dan die evangelie te bring. Soos laasweek in Saterdag wat ek 'n boodskap kon gebring het, weer in Boven, waar daar ook iemand was en hulle het nie 'n predikant gehad nie. In die begin van die jaar het ek ook so met die Here gepraat oor my bediening, en ek het gevra vir die Here, ek wil nou nie arrogant wees nie, maar hier is so 'n groot arbeidsveld, die oes is so groot, en wil die Here nie vir my soos wat Jabes gebid het, bietjie my grondgebied net bietjie versprei nie, bietjie meer maak nie. En al hierdie geleenthede het die Here dan ook geskep ook daardeur. Maar daarvoor is ook dan verantwoordelikhede, maar ook sy eie uitdagings. En die duiwel haar het wanneer 'n mens hierdie gebed ook vir die Here vra. En in April maand, toe nader die gemeente daar in Machadodorp my ook, en vra of ek nie daarvoor wil kom help met dienste op 'n Sondag nie. En van my maand af is ek Paul besig ook daar met dienste te hou. En hulle het nou so in die begin van Desember vir my gevra of ek kan voortgaan, en hulle het my datums gegee vir die eerste 6 maande van volgende jaar al reeds, waar daar baie geleenthede is. En ons is so dankbaar teenoor die Here wat hierdie geleenthede vir ons skep ook, om net uit te kan gaan met hierdie kosbare evangelie wat ons het. Ons het ook verskeie uitdagings gehad, maar deur die genade van die Here het hy ook vir ons die wysheid gegee. En nou lê 2026 voor ons. En ons padkaart of ons GPS instellings moet die woord van God wees. Baie van ons hou ons stilte tyd in die oggende,
En soos ek ook in die oggende, dan praat ek met die Here, en dan sal ek die Here vra ook vir die beskerming vir daardie dag, waar ons ook al gaan, as ons besig is, as ons dalk hier in die dorp besig is, of ek dalk te voet is, of dalk met my motor ry, Here bewaar ons maar net vir hierdie dag. Wanneer ek dalk op die lang pad sal gaan, dan bid ons ook vir daardie pad in die rit, in die reis daarso. Nou bring dit my terug na Psalm 121, en as jy daar in die Bybel kyk, sal jy sien die opskrif is op pad. En daarom ons tema op pad in 2026. Nou hierdie Psalm wat daar geskrywe is, was 'n gebed wat die pelgrims gesing het voordat hulle begin het met hulle pelgrimstog na Jerusalem toe vir die feeste. Dit was daar die Jode wat dan saamgekom het as groepe en hulle het saam getrek as 'n pelgrimstog, pelgrims wat dan gery het na Jerusalem toe. En deur hierdie gebed van hierdie Psalm het hulle afhanklikheid aan die Here ook bekend gemaak. Nou hierdie Psalm is 'n gebed ook dan vir ons, vir die pelgrimstog vir 2026. En daarop wil ek hê, ons moet so 'n bietjie kyk na op pad in 2026, na ons rigtingaanwysers vir 2026. Daar is sekere GPS-instellings wat ons vir ons moet regstel, sodat ons hierdie pelgrimstog in 2026 suksesvol en goed sal kan ingaan. Nou uit hierdie Psalm is daar 'n paar gedagtes wat ek met u wil deel daarmee vanaand. Ons rigtingaanwysers vir 2026. En die eerste ene is, maak Jesus jou fokus. Maak Jesus jou fokus. Plaas jou oë op die Here Jesus Christus. Ons sien daar in Psalm 121 vers 1 en vers 2, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Nou voordat hierdie groep pelgrims dan nou begin het met hulle pelgrimstog, het die leier van daardie groep hierdie verse dan gebid. Hy sê, ek slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En dan sê hy, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Nou, God die Vader is die skepper van die hemel en die aarde. En wanneer die mens kyk na die grootsheid van God se skepping, dan besef jy die krag en die mag en die heerlikheid en die wysheid van God self. En ons gee aan hom al hierdie mag. Verlede week toe ons 'n bietjie afgery daar na Marlof toe ry ons hier deur die tonnel daar by Waterval bo en Waterval onder om tot daar in Nelspruit. En jy sien net hierdie groot berge. En dit het nou ook laat dink daar in Potgietersrus is daar net sulke groot berge. En daar in die Kaap, veral as jy daar deur die Toys Kloof ry, en dan sien jy ook hierdie berge wat hier langs jou is, massiewe groot berge. En wanneer 'n mens daar ry, as jy kind van God is, dan kan jy maar net besef hoe groot God moet wees. Want ons is so klein teen daai berge. En daardie berge is net 'n kolletjie, wanneer ons van buite die ruim kyk na hierdie aarde. En God is oral. En dan besef 'n mens die grootheid van God. Hy wat die skepper is. Nou alhoewel die duiwel nog steeds besig is in die skepping van God en probeer om alles te vernietig en te verwoes, bly God die hoof van die skepping. En daarom hoef ons nie die toekoms te vrees nie. Ons hoef nie bekommerd te wees oor die dag van môre nie. Die goddelose mense, die Jode wat afgode aanbid het, hulle het altyd daar op die bergtoppe gegaan, daar het hulle gaan aanbid, want hulle het gesê, hulle moet so naby as moontlik aan hulle gode wees, sodat die gode hulle kan hoor. Die psalmis kyk na die berge, en hy sien die grootsheid van God in die skepping raak. En hy draai sy fokus van die skepping na God toe. My hulp is van die Here
wat hemel en aarde gemaak is. En ons fokus vir 2026 moet op die Here Jesus Christus wees. Nie op enige iets anders nie. Nie op die berg van probleme wat voor ons lê nie. Nie op die uitsig wat belemmer is dalk nie. Maar op die God van die skepping. Hy wat die skepper is. Ons moet hom elke dag voor oë hou. Hy moet ons fokus wees wanneer ons hierdie jaar ingaan, tot ons aan die einde van die jaar weer gaan kom, as hy vertoef om te kom, of ons dalk nog dan lewe. Nou as ons so 'n bietjie gaan kyk na hierdie Psalm vers 2, waar daar staan, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hierdie woordjie, my hulp, daardie hulp, het 'n besonderse betekenis ook. Die woordeboek, die Hebreëse woordeboek, beskryf hierdie woordjie wat vertaal is met hulp, beskryf hy so, hy sê, dit dui op hulp wat verleen word op 'n punt van werklike nood. Daar is 'n werklike nood, en ons plaas ons vertroue in hom, Jesus Christus, as ons hulp. Die mens kan slegs die Here tot hulp roep, wanneer hy besef het, dat hy werklik waar die Here Jesus Christus nodig het. En dit is waar ons hulp vandaan kom. Van hom wat die hemel en die aarde gemaak het. Die toekoms lyk dalk vir ons onseker, as ons kyk na wat in die wêreld aan die gang is. Maar die Here is nog daar. Hy is nog die hulp wat daar vir ons is. En daarom, liewe vriende, die eerste rigtingaanwyser vir 2026, maak Jesus jou fokus. Moenie die fokus verloor van die Here Jesus af nie. Wanneer ons fokus op Jesus, gaan die duiwel baie hard werk om ons fokus af te haal na die omstandighede toe. Maar hou jou oë op die Here Jesus Christus. Die tweede rigtingaanwyser wat ons hier gaan sien is, maak Jesus jou fondament, die rots waarop jy jou lewe bou. 'n Lewe sonder Jesus is 'n wankelbare lewe. Daar is geen vastigheid in so 'n lewe nie. Ons moet 'n keuse maak dat Jesus is my fondament. Jesus is my fondasie. Hou my in die oog, maar hy is my fondasie. So 'n mens wat Jesus as sy fondament het, of ekskuus tog, iemand wat nie Jesus as fondament het nie, wat wankelbare gelewe het, en daar's nie vastigheid in so 'n lewe nie. So 'n mens kan baie maklik heen en weer gegooi word deur allerlei dinge wat in sy kant toe kom. Hy kan maklik enigiets anders te begin glo. Hy begin nader aan die leuen glo en die waarheid sien en nie meer raak nie. Elke vorm van dwaaling klink vir hom ook nou sommer reg. Nou die woord van wat daar vir ons beskrywe is in vers 3, hy kan jou voet nie laat wankel nie. Hierdie woord wankel dra die betekenis van onvastigheid, onsekerheid en twyfelagtigheid. Maar as die Here Jesus jou fondament is, kan jy nie wankel nie. Dan het jy daardie vastigheid. Jy het die sekerheid en jy hoef nie te twyfel nie. Wanneer 'n mens op 'n ongelyke grond daar buitekant in die veld gaan hardloop of loop, kan jy baie maklik val en jy kan jou enkel swik of jy kan selfs jou voet breek. So is 'n lewe van onsekerheid. Maar met Jesus Christus in die oog word daardie ongelyke lewe waarin ons is, die wêreld waarin ons is, 'n vaste fondament waarin Jesus ons beskerm sodat ons nie daarin sal struikel nie. Die fokus op Jesus, die fondament is Jesus Christus. Hy sê in vers 4, kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Al slaap ons in die aande, is die Here nog steeds daar met 'n wakende oog oor ons. Want hy slaap nie. Hy het nie nodig om te slaap nie, want hy kan nie moeg word nie. Maar hy wil vir ons daardie vastigheid gee. En terwyl ons daar fokus verloor, is hy nog steeds daar
Maar hy vermaan ons om ons fokus op hom te hou. Hy moet die fondament wees. 1 Petrus 3 vers 12 wat vir ons sê, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore is daar vir die gebede. Dis wanneer die Here Jesus Christus die mens se fondament word, dat ons kan weet wat reg en wat verkeerd is. Want hy gaan ons insig gee. Hy gaan ons die wysheid gee, want nou is Jesus ons fondament. En wanneer ons op die regverdige pad bly, sal sy oë gedurig op ons wees. En hy sal ons bewaar van alle onheil, van alle ongelykigheid, van alle vrese van hierdie wêreld wat hierdie lewe vir ons bied. En sy ore sal oop wees vir ons gebede. Dit is wanneer Jesus ons fondament is, wat hy sy fokus op ons hou, en wanneer hy luister, wanneer ons versoeke na hom toe stuur. Ons rigtingaanwysers fokus op Jesus, maak Jesus jou fondament, jou rots waarop jy staan in jou lewe. Die derde gedagte, maak Jesus jou bewaarder. Verse 5 wat vir ons sê, die Here is jou bewaarder. 'n Bewaarder is 'n persoon wat 'n wakende oog op iemand anders te hou. Nou as bewaarder kyk die Here Jesus Christus nie net vanuit die hemel op ons lewe nie. Nee, hy het onder ons kom woon. Die Here Jesus Christus het self na hierdie aarde toe gekom, self hier kom woon, Immanuel, God met ons. Hy het opgevaar na die hemel, maar sy gees, dieselfde as Jesus Christus in 'n ander persoon, het na hierdie aarde toe gekom en hy woon onder ons. En daarom kan hy ons bewaarder kan hy wees. Sy bewaring beteken nie dat ons nooit stryd of versoekinge of moeilike tye gaan beleef nie. Dis nie wat dit beloof nie. Dit is 'n valse teologie wat verkondig word. Hierdie gedagte van die bewaarder van Jesus, dis 'n belofte dat die Here Jesus Christus vertrou kan word in alle omstandighede. Ons hoef nie op ons eie staat te maak nie. Ons hoef nie op die wêreld staat te maak nie. Wanneer ons die Here Jesus Christus as ons bewaarder het, wat rondom ons kom beskerm, dan kan ons elke situasie in die krag van Jesus, in die wysheid van Jesus, ook dan reg hanteer. Kind van God plaas homself onder die bewaring van die Here Jesus Christus, en Jesus onderneem om te bewaar en te voorsien in alles wat ons nodig het. Jesus gaan ook verder, deurdat hy in ons behoeftes dan sal voorsien. In dit wat ons nodig het. Hy weet wat ons nodig het. Hy gee nie altyd vir ons wat ons wil hê nie, maar hy gee wat ons nodig het. As ons bang is, gaan hy ons beskerm, wanneer ons bewaarder maak. As ons hartseer is, gaan hy ons bemoedig. As ons te nagekom is, sal hy ons troos. As ons berou het oor sonde, sal hy ons vergewe. As ons hulp nodig het, sal hy ook dan voorsien. Om die Here Jesus Christus jou bewaarder te maak, beteken dat jy jouself totaal onder sy beheer moet plaas. Ons kan nie nou lewe soos ons wil en verwag die Here moet nou ons bewaarder wees. Nee, fokus op Jesus, die fondament is Jesus Christus, en hy vat beheer in my lewe, en ek plaas myself onder sy beheer, en dit verg toewyding aan die Here Jesus Christus. Vers 5 sê, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Soos 'n mens se skaduwee die hele tyd oral waar jy beweeg saam met jou gaan, soos die son om daar op die grond gooi, so beloof die Here dat hy ons skaduwee sal wees om oralste saam met ons te wees. Hy is die een wat langs ons is. Hy is die een wat saam met ons deur hierdie lewe gaan.
Al gaan ek in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Hy beweeg saam met ons soos 'n skaduwee. Die feit dat hy ons skaduwee aan ons regterhand is, beteken dat hy ons beskermer is. Hy is in beheer. Hy is die hoogste gesag. Hy is nie sommer net daar om ons te bemoedig en ons te los nie. Nee, hy gaan saam met ons deur al die stryd wat ons moet gaan. Jesaja 25 vers 4 sê, want U was 'n vesting vir die arme, 'n vesting vir die behoeftige, toe hy benoud was, 'n skuilplek teen die stortreën, 'n skaduwee teen die hitte. Die Here het onderneem om ons bewaarder te wees. Wanneer ons hom toelaat om ons bewaarder te wees. Dit verg daardie toewyding ook aan die Here. Psalm 17 vers 8 wat sê, bewaar my soos 'n oogappel, verberg my in die skaduwee van U vlees. Dit is 'n totale oorgawe aan die Here. Here, bewaar U my so. Met die Here Jesus Christus voor ons, met die Here Jesus Christus onder ons, met die Here Jesus Christus langs ons en om ons, is ons op die beste plek om 2026 in te gaan. Die belofte is, vers 6, die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by die nag. Dis die belofte wanneer ons die Here toelaat om ons bewaarder te wees. Terwyl hierdie groep pelgrims deur die woestyn gereis het, was die dae baie warm en die aande word baie koud. Dit is soos vir die volk ook daar deur die woestyn gery het vir 40, gereis het vir 40 jaar. Het die Here hulle bewaar in die dag van die hitte van die son deur 'n wolkkolom. In die aande van die koue het hy 'n vuurkolom vir hulle gegee. Met Jesus as ons bewaarder, sal hy ons beskerm dag en nag. Vir enige iets wat ons dan ook sal skade wil berokken, is die Here daar. En wanneer daar 'n moeilike tyd kom, moeilike stryd kom, is hy met ons, want hy is ons bewaarder. En daarom, liewe vriende, kom ons maak die Here Jesus Christus vanaand ons bewaarder om in te gaan in 2026. Die laaste gedagte wat uit hierdie Psalm uitkom, ons rigting aanwyser vir 2026, maak Jesus deel van jou planne. Al jou beplanning vir hierdie jaar wat kom, maak Jesus deel daarvan. Moenie hom uitsluit nie. Vers 8 wat vir ons sê, die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Sien die positiwiteit wat hierdie Psalm na vore bring. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, wanneer jy hom toelaat in jou planne, ook vir hierdie jaar. Ons uitgang en ons ingang verwys na ons daaglikse lewe, daaglikse aktiwiteite. Vers Deuteronomium 28 vers 6 wat sê, geseënd is jy, of geseënd sal jy wees by jou ingang en geseënd sal jy wees by jou uitgang. Wanneer God beheer in jou lewe het. Wanneer jy, God is jou bewaarder, jou fondament, hy is in die oog en hy is deel van jou beplanning ook vir elke dag vir die nuwe jaar. Jesus onderneem om ons by te staan elke dag, met elke taak, met elke werk, met elke beplanning wat ons het. Selfs wanneer ons op vakansies dan beplan, ken Jesus ook daar. In ons geestelike lewe, in ons sosiale lewe, in ons beroepslewe, in ons gesinslewe, maak Jesus deel van ons beplanning daar. Nie net in die groter dinge nie, maar ook in die minder groter dinge. Selfs in die klein dingetjies, wat ons dink ons kan self hanteer, maak Jesus deel dan daarvoor. 1 Petrus 5 vers 7 wat sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Hierdie is 'n uitnodiging vir ons as kinders van God. Wanneer ons hierdie
jaar ingaan, dat ons daardie bekommernisse op hom gaan werk in gebed, nie as 'n noodroep in die Here nie om weg te bly van die Here se sake af, en ewe skielik is daar nou nood, en nou kom ek en sê, Here, ek het hierdie bekommernis, wil U nie ingryp nie, maar môre het Hy gehelp, dan verwerp ek hom weer. Die uitnodiging is om alle bekommernisse aan hom bekend te maak, getrou te bly in hom, fokus op die Here Jesus Christus te plaas. As ons nie die toekomsplanne aan die Here gaan toevertrou nie, gaan die duiwel kom en ons toekoms beheer. Dis wat gebeur. As ons Jesus uithaal uit ons beplanning, gaan die duiwel hom inforceer in ons beplanning. En hy gaan beheer neem oor ons lewens. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Die woord waarsku ons. Ons moet die Here deel maak van ons lewens, deel maak van ons beplanning. Want as ons nie doen nie, gaan daardie teestander, die duiwel wat rondloop soos 'n brullende leeu, gaan hy soek waar hy ons kan verslind. 2026 kan alleenlik 'n jaar van vreugde, van sukses wees, as ons die Here Jesus Christus eerste in ons lewens gaan stel. En hierdie Psalm het vir ons hierdie rigtingaanwysers omgee vir 2026. En dit is net 4 goed wat ons moet onthou. Maak Jesus jou fokus, van nou af, dat hy jou fokus sal wees elke dag, dat die Here Jesus Christus jou fondament sal wees, die rots waarop jy jou lewe bou. Maak Jesus jou bewaarder, jou beskermer, van al die aanslag van die bose. En maak Jesus deel van jou planne, elke dag. U kan die Here Jesus Christus deel maak van 2026, of u kan Jesus uitsluit uit u reis. Die keuse lê by u. Maar wat die woord van ons beloof, is dat wanneer u dan Jesus deel maak van 2026 in jou lewe, hy onderneem om elke dag saam met u te wees. As jy dan nou 'n nuwe jaar voorneme moet maak, maak die voorneme om Jesus eerste te plaas in jou lewe. Mag die Here sy heerlikheid, sy eer, sy genade ook deel maak van u lewe. En dat u daardie ervaring sal hê van die Here Jesus Christus se goedheid en sy guns ook in 2026. Van my en Petrus se kant af wil ons vir elkeen 'n baie geseënde en 'n voorspoedige 2026 toewens. Mag die Here vir u kom seën daar in die huis en die gesinne. Mag die Here vir u kom seën in u sosiale lewe, selfs daar in u beroepslewe en selfs ook daar in die sosiale lewe. En dit is wat die Here wil hê, ons lewe moet vol wees van. Maar hy maak ons lewe vol, wanneer ons hom eerste sal stel. Mag dit ook dan die begeerte van u hart wees, ook vir hierdie jaar. Amen. Here Jesus, baie dankie vir die kosbare woord, dat ons hierdie jaar kan ingaan met hierdie paar gedagtes, en dat u ook vir ons wil seën deur dit. Ons wil u kom loof, kom prys, kom aanbid, Here, as die wonderlike saligmaker en verlosser, maar Here, dat u ook daar is vir ons. U gaan ons nooit los nie, totdat u ons gaan kom haal, en ons vir ewig by u gaan wees. Baie dankie dat ons hierdie jaar ook so aan die van ons gemeente aan u kan opdra. Here, laat u ook vir elke lidmaat, elke besoeker en vir elkeen wat deel is van die gemeente sal kom seën. En Here, laat u ook vir ons in hierdie jaar weer so sal voorsien in ons finansies, maar ook in arbeiders, maar ook in die mense wat bereid is, Here, om saam te kom aanbid. Ons loof die wonderlike heilige naam. Soos ons baie keer sê, Here, neem weg wat hinder, maak vry my gees. En ek het eendag hierdie lied gesing, en daar was iets wat ek gesing het, en ek het besef, Here,
as U my gesin moet wegneem, omdat dit hinder om U te dien, om U te eer, Here, dan wil ek nie daai lied sing nie. Maar Here, kom maak U my vry, kom seën U vir ons in hierdie wonderlike jare vir ons voorlê. Amen.